Goed, vandag gesels ons oor die tema opgee of oorgee. Wat gaan jy in jou lewe doen wanneer dinge moeilik gaan? Gaan jy opgee, gaan jy oorgee? Wanneer ons gaan kyk na die Bybel, Psalm 22, skryf die digter: my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? Dan sê hy: my voorvaders, U het hulle geantwoord. Hulle het met U gepraat en U het gereageer. Maar wanneer ek nou met U praat, reageer U nie, daar gebeur nie iets nie. En dan sê hy: Here, ek voel soos 'n wurm. Ek voel nie soos 'n mens nie. Hy beskryf 'n kondisie van totale hopeloosheid, totale verworpenheid en totale toestand van verlorenheid. Hy sê ek is soos 'n potskerf, 'n stukkie potskerf wat gebreek is en eenkant gegooi is. Hy beskryf sy emosie ook as weggegooi, as nie belangrik nie, as onbelangrik. En dan sê hy: ek voel soos water wat uitgegooi is, skorrelgoed water wat opgebruik is en eintlik nou net weggegooi word. So hy beskryf 'n verskriklike situasie waarbinne hy homself bevind. En so 'n tipe persoon is gewoonlik iemand wat sal sê, weet, ek gee liewer so op, hierdie is vir my hopeloos te veel om te hanteer. En dan in Psalm 22, so eentjie verder, skryf hy: U het my gebed verhoor. Met ander woorde, ten spyte van hierdie situasie waardeur hy gegaan het, ten spyte van hierdie gevoelens dat God nie hom hoor nie, dat God hom nie antwoord nie, dat hy so ellendig voel, so hopeloos voel, so mistroostig voel, het die Here hom nog steeds geantwoord. So selfs in die tye wat ons voel, ek kan nie meer nie, ek wil opgee, ek sien nie meer kanse nie, kom die Here en hy antwoord nog steeds. So by die Here kan jy nie in die plafon vasbid nie, by die Here kan jy nie bid en hy hoor jou nie. Jy moet altyd weet dat God jou hoor. In Psalm 42 skryf die digter: ek is soos 'n wildspok wat smag na water en ek dors na U. Ek begeer om die Here te beleef. En dan gee hy sy rede. Sy rede regdeur Psalm 42 is, hy sê, daar's water wat oor my kop spoel. Dis soos branders wat heeltyd breek. Soos 'n storm, 'n vloed, 'n rivier wat in vloed is met die boomstompe en alles wat verbykom en verbydryf, voel hy asof hy onder daardie water is. Hy kan nie sy kop uitsteek nie. En dan terwyl hy onder al hierdie water is en die water breek so oor hom, sê hy vir homself: waarom buig jy jou so neer in jouself, o my siel? Waarom buig jy neer? Met ander woorde in ons taal, waarom knak jy? Waarom wil jy knak? Waarom wil jy op die punt kom om te sê, ek kan nie langer aanhou nie? Met ander woorde, hy praat met homself. Waarom voel dit vir jou of jy wil knak? Dan antwoord hy homself op daai selfde vraag en hy sê vir hom: vertrou liewers op die Here, want jy sal hom weer loof, sê hy in Psalm 42. Dan herhaal hy dit nog 2 keer, dieselfde strofe. Waarom buig jy jouself so neer, o my siel? Waarom wil jy nou knak? Waarom wil jy nou opgee? Waarom sien jy nou nie meer kans nie? Waarom is jy nou siek en sat en moeg? Vertrou liewers op God, sê hy. Jy sal hom weer loof en prys. Nou, ek weet nie hoe voel jy hier in die middel van November nie. Dit is amper die einde van die jaar, maar dit voel of dit lankal die einde van die jaar moes gewees het. En dit voel of vir mense energie minder is. Dit voel of vir mense nie regtig meer kans sien vir 'n klomp van die uitdagings wat voorlê nie, en die jaar het nou maar sy tol begin eis. Alles wat hierdie jaar in ons lewe gedoen het, eis nou maar sy tol. Alles waardeur ons gegaan het. Dink aan jou jaar, al die dinge waardeur jy gegaan het, jou uitdagings, die goeie goed, die dinge wat regtig vir jou moeilik was, gaan dink aan alles. Want jy moet onthou dat elkeen van daardie aspekte ook sy tol op jou lewe eis. Ons as mense het met ons fisiese liggame net 'n sekere hoeveelheid energie en krag. En baie keer hierdie tyd van die jaar voel 'n mens, nou is my batterye pap. Nou kan ek nie meer nie. Nou is ek moeg. Nou moet Desember net kom dat ek kan rus. En sommige sê Desember kan maar kom want ek moet in elk geval werk tot voor Kersfees. So vir baie mense is dit 'n moeilike situasie. Veral as 'n mens deur 'n klomp spanning gegaan het deur die jaar en as die spanning nie klaar is nie. Dan natuurlik ook in persoonlike uitdagings. Party het met gesondheid uitdagings, party het by die werk uitdagings, party het met finansies uitdagings, party het uitdagings met 'n geliefde of iemand
met wie dit dalk nie so goed gaan nie, wat baie spanning op jou plaas. Miskien is dit verhoudings, miskien is dit omstandighede, miskien is jy moeg en siek en sat vir die land waarin jy bly, met al die dinge wat so skeefloop en al die korrupsie en al die negatiewe nuus wat ons kry. My broer sê nou die dag, hy kyk nie CNN nuus nie. Ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê nee, dis constant negative news. En ons word gebombardeer met constant negative news. Orals waar ons kyk is konstante negativiteit, negatiewe nuus. En nou is ons probleem dat ons brein as mens, so meer as 85% van ons brein wil eers die negatiewe raak sien. Ons brein wil 85% eers die slegte dinge raak sien. Nou kan dit klomp mooi goed gebeur. Dit kan 'n wonderlike dag in jou lewe wees. Dan gebeur daar een klein dingetjie, dan maak jy vir die einde van die wêreld is, jy fokus op daai ding en jy sê vir jouself, hierdie ding het nou my hele lewe omver gegooi en hierdie ding het nou gemaak dat ek geen insig oor het nie, dat ek nou kwaad is, dit het nou my jaar somme omgekrap en al die mooi dinge weggegooi en skielik maak ons of een insident nou alles uitvee. Gaan dink in jou lewe aan die moeilike insidente en gaan dink hoe lank dit aangehou het. En dan gaan dink jy aan jou hele lewe, hoe oud jy is. Dan gaan dink jy aan jou lewe en jy gaan dink aan al jou hoogtepunte, jy gaan dink aan al die mooi dinge. Jy gaan dink aan die dinge wat vir jou regtig uitgestaan het, die dinge wat vir jou energie gegee het, wat vir jou krag gegee het, wat jy gevoel het, hierdie is nou 'n baie lekker deel van my lewe. Dink aan dit. Dan dink jy vir hoeveel jare het jy dit in jou lewe ervaar? Dan gaan jy dan sê, goed, nou vat ek die slegte en nou gaan ek dit opweeg teenoor al hierdie goeie dinge. En ek dink jy gaan verbaas wees hoe min die slegte dinge is. Maar omdat ons brein so probleem ingesteld is, wil ons die negatiewe dinge eers sien, baie daaroor praat, onsself jammer kry, maak of vir die einde van die wêreld is en maak asof alles verby is. Ek sien iemand in die spreekkamer van Eekkerk en hy sê vir my dat hy in sy huwelik moeilike probleme het op die stadium wat hy en sy vrou moet uitsorteer en hulle is nou 30 jaar by mekaar, maar dit voel vir hom of die 30 jaar nou daarmee heen is. Toe sê ek vir hom, hoe lank het die probleem aangehou? Toe sê hy, nee, so 3 maande. Ek sê, maar hoe kan jy sê dat 3 maande 30 jaar uitvee? Ek sê vir hom, dit maak nie vir my sin nie. Hoe kan 3 maande 30 jaar uitvee? Dis mos nie moontlik dat so 'n klein stukkie van jou lewe ewe skielik al die mooi herinneringe en al die mooi goed net ewe skielik weggooi nie. Dit kan mos nie gebeur nie. Sê ek vir hom, so jy moet besluit in jou lewe, wat wil jy raak sien? Wil jy al hierdie mooi dinge raak sien of wil jy nou bly by hierdie 3 maande en jouself jammer kry en nou swaar kry en kla en heeltyd terapie soek en heeltyd probleme hê? Wat wil jy doen? Want jou besluit gaan bepaal hoe jy voel. Nou ons weet Elia is by uitstek een van die beste voorbeelde in die Ou Testament van 'n persoon wat toegelaat het dat een insident sy hele bediening omvergegooi het. In 1 Konings 18 lees ons dat Elia weerstand bied teen die Baal-profete en dat hy so ywerig is en ambisieus dat hy vir hulle sê, kom ons gaan bid op die berg. Dan plaas ons offers daar en ons kyk, die een wie se God lewendig is, sal die offers met vuur kom verteer. Dan gaan Elia en dan bid die Baal-profete die hele dag en later hier aan die einde van die middag begin Elia met hulle die spot dryf en hy vra vir hulle, waar is julle God? Miskien kan hy nie hoor nie, skree 'n bietjie harder en dan dryf hy met hulle die spot oor hierdie hele situasie. Dan hier teen die laatmiddag, dan gooi hy 'n klomp water oor al sy offers en dan kom die vuur van die Here en verteer die offer. En dan sien Elia iets wat nie een van ons in ons lewe ooit sal sien nie, maar hoe God ingryp op 'n bonatuurlike manier wat jy glad nie kan verklaar nie, wat jy glad nie kan in 'n boek omskryf nie, maar 'n gebeurtenis wat absoluut wys wie die lewende God is. Tussen al hierdie Baal-profete, wat meer het jy nodig in jou lewe as om dit raak te sien? So as jy gaan kyk in jou lewe, gaan dink in jou lewe aan al die hoogtepunte en gaan dink aan jou laagtepunte, maar gaan dink ook in die laagtepunte hoe God jou daardeur gehelp het. Hoe die Here die een was wat op die einde van die dag jou gehelp het om daardeur te kom. So selfs al het jy negatiewe dinge, gaan soek die positiewe daarin in terme van God se betrokkenheid.
En as jy dit raak sien, dan raak die negatiewe dinge al kleiner. So klein dat jy vir jouself vra, maar hoekom het ek toegelaat dat die negatiewe dinge my lewe so beheer? Dis mos nie die moeite werd nie. Weet nie of dit vir jou sin maak nie. Maar wanneer ons verlede op so 'n manier verstaan, dan kan ons dink aan ons toekoms en sê, maar nou wil ek in my toekoms die volgende dinge hê, en dan sê ek vir myself, maar ek gaan dit in my hede doen. In my hede gaan ek 'n klomp dinge in plek skuif, en dan dit wat ek in plek skuif hier, gaan bepaal hoe my toekoms gaan lyk. Met ander woorde, ek sien hierdie klomp mooi dinge, ek sien hoe God ingegryp het in my slegte tye, en ek weet hy gaan vir my sorg in die toekoms, ek weet ek is op pad iewers heen, so wat gaan ek vandag doen? Vandag gaan ek op hom vertrou, vandag gaan ek aanhou bid, vandag gaan ek my lewe inrig soos wat hy dit wil hê ek moet doen. Vandag gaan ek hom glo, vandag gaan ek hom vertrou, vandag gaan ek uitkyk na die dinge wat die Here doen wat ons nie kan verklaar nie. Ek gaan uitkyk na God se betrokkenheid. Ek gaan uitkyk na God se bonatuurlike ingrype. Ek gaan uitkyk vir al hierdie dinge vandag. Want my hele lewe was dit so. Maar dan kom Elia en 1 Konings 19 in een ding gebeur. 'n Vrou met die naam Isebel vind uit wat Elia gedoen het. Isebel was die vrou wat eyeliner opgesit het, duidelike donker eyeliner, om te maak asof sy 'n godin is, want sy was 'n profetes in die Baal afgodsdiens. Sy was 'n baie belangrike priester daar. Sy stuur vir Elia 'n boodskap en sê vir hom, binne 24 uur gaan ek jou doodmaak. En wat doen Elia? Daai boodskap maak dat Elia hardloop dat die stof staan. Dis die snaakste ding onder die son wat gebeur, want nou net het hy ervaar hoe God uit die hemel uit met vuur offers verbrand. Nou kom hier 'n vrou onbenullig in die oë van die Here, dreig hom, nou is hy bang. Dan hardloop hy so ver. Dis die Noordryk en die Suidryk, dis Israel en Juda. Hy hardloop van die Noordryk af, reg deur die Suidryk, soos ons Israel vandag ken, tot onder op die verste punt aan die suidekant van Juda, en dan gaan hy uit Juda uit, en hy loop nog 'n dag lank in die woestyn in, en hy gaan sit onder 'n boom, en wat doen hy? Kry homself vrek jammer. Hy sit in sulk oor hierdie absolute verskriklike ding wat so pas in sy lewe gebeur het. Hy is nou gedreig. En nou wil hy tou opgooi. En nou sê hy vir die Here, maar daar's niemand meer wat die Here dien nie. So wat doen Elia? Hy draai alles om homself. Dis maar wat ons ook doen. Hy isoleer homself, want die probleem is nou so groot, hy wil sommer nou weghardloop van alles af. Dan kom die engel en skud hom wakker en sê vir hom, eet, eet. En soos die Here vir Moses en die volk in Israel in die woestyn versorg het, kom die Here en hy doen dieselfde met Elia. Maar Elia het die woestyn self gekies. Vreemd van so groot profeet. Vreemd van so tipe ou. Die Here skud hom wakker, die engel, en hy sê vir hom, eet. Maar raak hy weer aan die slaap, dan sê die engel vir hom, eet. Jy het krag nodig om hierdie reis aan te pak deur die woestyn. Dan gaan hy 40 dae in die woestyn stap. Ons weet, Moses hulle was ook 40 jaar in die woestyn. Elia is 40 dae. Jesus was 40 dae in die woestyn. Om deur die woestyn te stap is 'n baie moeilike storie. Die van julle wat Israel ken, dis 'n onherbergsame woestyn daai. Dis verskriklik warm of verskriklik koud en is verskriklik droog. Daar's bome wat tussen 5 en 7 voet hoog is waar jy kan koelte kry. Dis die enigste koelte wat jy in die woestyn kry. Dan sê Elia vir die Here, ek wil liewers doodgaan. Ek sien nie meer kans nie. Ek wil opgee. Ek wil nou quit. Ek is nou klaar. Ek gaan nie meer vir u werk nie. Ek gaan nie meer die werk doen nie. Sê die engel vir hom, jy het 'n pad Horeb toe wat jy moet loop. En dan pak Elia hierdie tog aan vir 40 dae deur die woestyn. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek dink ek moet 40 dae in die woestyn loop sonder 'n rugsak, sonder water, sonder om te weet waar gaan ek kos of water kry, in daai streek van die wêreld gaan ek baie op my senuwees wees. Gaan regtig bekommerd wees. Dan is jy ook bekommerd oor die wilde diere, jy is bekommerd oor 'n klomp dinge, oor die hitte en die koue, dehydrasie, al daai dinge wat saam met dit kom. Maar dan kom Elia by Horeb aan. Dit is berg Sinaai. So Sinaai het
verwysings in die Bybel, die een is Sinai en die ander een is Horeb. Nou Sinai is waar die Here met Moses gepraat het, as julle onthou, waar die Here vir hom die 10 gebooie gegee het. En dan gaan Elia in 'n spelonk en hy gaan sit in daai spelonk en wat doen hy? Hy kry homself verder jammer. En dan vra die Here vir hom, "Wat maak jy hier, Elia?" En daai vraag is 'n vraag wat vir Elia berispe. Elia kry raas by die Here. Hoekom is jy op hierdie plek? Wat maak jy? Jy weet van beter, jy's 'n profeet van die Here, jy's 'n kind van God. Hoekom is jy hier? Jy's nie veronderstel om hier te wees nie. En is dit nie baie keer wat met ons ook gebeur nie? Dat ons onsself op 'n plek bevind wat ons eintlik vir onsself veroorsaak het. Wat ons eintlik aanleiding gegee dat ons self daar is. En dan sê Elia vir die Here daar in 1 Konings 19, Here, ek het U gedien, my lewe lank het ek U aanbid met alles wat ek het. Maar nou het Israel begin om afgode te aanbid, hulle dien U nie meer nie, daar's nie enkele een wat oorbly nie, net ek bly oor. So selfs in sy antwoord teenoor die Here maak Elia 'n baie groot fout. Al wat hy reg sê is hy aanbid God. Maar hy het sopas opgehou om God te aanbid want hy het gevlug uit die heilige land uit. En hy vlug weg van God af. Nou sê hy vir die Here, maar ek dien U altyd. Maar dis nie wat hy die afgelope ruk gedoen het nie. Dis nie wat hy gedoen het nie. Maar nou maak hy of hy het gedoen het. En dan gaan hy verder en sê ek is die enigste een wat oorgebly het. En dan praat hy ook verkeerde dinge. Want die Here sê later vir hom, daar 7000 mense wat oorgebly het. Jy's nie alleen nie. So moenie dink dat alles om jou gaan nie. Moenie dink die wêreld draai om jou. Moenie dink as dit met jou sleg gaan, dat die hele wêreld stop en dat alles nou op 'n einde gaan kom, omdat jy nou swaar kry nie, Elia. En dan kom die Here, en dan is daar 3 groot natuurverskynsels. 'n Wind wat so waai dat die rotse afval. Weet nie van jou nie, maar ek dink dit sal vreesaanjaend wees om in so 'n wind te staan, in 'n grot te wees waar die wind so waai dat rotse afbreek. En ons weet in die Ou Testament het God verskyn deur natuurverskynsels. Wind was een, dan kom daar 'n aardbewing. So kan jy jouself dink, jy is daar in die spelonk, jy het weghardloop vir die Here af, en hier kom 'n aardbewing, en jy weet dis natuurverskynsels, jy weet dis God wat praat, en dan die derde een kom daar vuur. Nou dit was mos nou juist die vuur in 1 Konings 19 wat nou eintlik als beteken het. Dan kom die vuur en dan lees ons daar, maar nie in een van die verskynings was die Here nie. En dan kom daar 'n stilte. 'n Doodse stilte. En in die stilte kom praat die Here saggies met Elia. En dis wat God met my en jou doen. Hy het 'n fluisterstem vir my en jou, wanneer ons op daai plek kom waar Elia is, dan praat hy saggies. Dan vra hy vir Elia dieselfde vraag, wat maak jy hier, Elia? En dan doen Elia 'n interessante ding, hy gee presies dieselfde antwoord as die vorige een. Die Here se reaksie daarop is, gaan werk. Gaan, sê die Here vir hom, gaan salf vir Gesael, gaan salf 'n koning, en stel Elisa aan as jou opvolger. Gaan werk. So die Here sit nie daar met empatie, en neem sy emosies in ag, en skep 'n kondisie waarin hy nou emosioneel so kan voel nie. Die Here akkommodeer nie Elia se emosies, soos wat ons met mekaar maak nie, ons akkommodeer ons kinders se emosies, ons akkommodeer mekaar, en intussen gaan die lewe aan. So die Here akkommodeer nie die emosie nie. Die Here sê vir hom, staan op en gaan werk. Dit is ons oplossing. Dis ons oplossing. So ek het baie gepraat oor opgee, maar nou moet ons onthou, daar's ook oorgee. Ons, anders as Elia, weet dat ons vroeër as Elia al kan oorgee. As Elia in ons tyd geleef het, kon hy vroeër al gesê, Here, ek kan nie, ek gee dit oor in U hande.
En dit is wat vir ons oorbly vandag om te sê, Here, ek het nie beheer oor al hierdie dinge nie. Ek het nie beheer oor wat gebeur het nie. Ek het nie beheer oor die slegte goed nie. Ek het nie beheer oor die dag van môre nie. Ek het nie beheer oor vandag nie. Ek kan vandag net doen wat ek kan doen. Maar Here, al hierdie dinge wat so swaar is, gee ek oor. En daarom moet ons vra, wil ek opgee of wil ek oorgee aan die Here? En ons wat in die tyd van Christus leef, het 'n wonderlike keuse om oor te gee. Om oor te gee en vir die Here te sê, hier is alles. Hier is my bekommernis, hier is my ellende, hier is my probleme, hier is my vrese, hier is my sonde. Hier is die slegte dinge. Oorgee. En dan beweeg ons van opgee na oorgee. En wanneer ons by oorgee is, dan sê die Here vir jou ook, gaan. En dan gaan werk jy verder. Dan werk jy verder. Want die Here het ons geroep om te werk vir hom.